Goed, ons kom nou by die derde sessie vir hierdie week se toerusting. En dit is nou Lukas 9 vers 10 tot by vers 17. En daar, soos wat ons gesê het, gaan ons ook ter sprake kom Johannes 6 vers 25 tot 71. Nou, in Lukas 9 vers 10 is die fokus weer op die 12. Die 12 fokus was op die 12 in vers 9, hoofstuk 9 vers 1 tot 6, Jesus stuur hulle uit, hulle gaan van dorp tot dorp, sê vers 6, en hulle het oral die evangelie verkondig, siekes gesond gemaak, en dan in vers 7 tot 9, dan skuif die fokus so 'n bietjie na Herodes hoor ook hierdie boodskap, en wat 'n soort boodskap is dit? Ons word vir 'n bietjie inligting gegee oor hoe die Israeliete hierdie boodskap interpreteer. Hulle kom nie daarby uit om te sien, Jesus is die koning van die koninkryk nie, hy is miskien Elia wat opgestaan het, of Johannes die Doper wat opgestaan het, miskien is hy Elia wat verskyn, of een van die profete wat opgestaan. Herodes bly ook in die duister. Maar nou hier in hoofstuk 9 vers 10, skuif die fokus weer terug na die apostels, na die 12. Vers 10 sê, en die apostels het teruggekom, of toe hulle teruggekom het, en hom alles vertel het, wat hulle gedoen het Jesus hulle saamgeneem, en in die eensaamheid gegaan, na 'n verlate plek van 'n stad, met die naam van Betsaida. Nou dis daar aan die noorde, op die noordelike oewer van die meer van Galilea kry ons Betsaida, en daar in omgewing was 'n verlate plek, en hy vat sy disippels soontoe. Markus vertel ons dis om 'n bietjie te rus, ons 'n bietjie rus, en ek bedoel hierdie missie, hierdie uitsending deur Jesus was uitputtend en uitmergelend, en hierdie ouens het nodig om bietjie te rus, en daar moet, kan ons amper sê, terugvoering gebeur, debriefing gebeur, nabetragting, ons het bietjie praat, en Jesus wil verder toerus en so aan. Maar dan in vers 11 lees ons dat die skare toe sien, hulle kom te wete waar Jesus is, en hulle volg Jesus, en dan staan daar in Jesus het hulle ontvang, vers 11. Jesus sit sy bediening voor. So wat ons hier moet raak sien, alhoewel die skare nog nie sien wie Jesus is nie, soek hulle hom baie sterk. Hierdie Jesus trek hulle nader soos 'n magneet. Hy wil tot Herodes hoor van hom, en hy wil hom te siene kry, en hy wil weet wie is die Jesus, en soos dit ook met die skare Israeliete, hulle wil weet wie is Jesus, en wat gaan hier aan. En dan staan weer die patroon, Jesus verkondig die evangelie van die koninkryk, so staan daar in vers 11, en hy doen wonders. Jesus verkondig die koninkryk, hy wys die koninkryk met sy wonders. En dan van vers 12 tot 17, lees ons die wonderlike stuk geskiedenis van die vermeerdering van die brode. Kom ons lees dit. Toe die dag begin daal, kom die 12 na hom en sê vir hom, stuur die skare weg, sodat hulle na die dorpe en buitewyke in die omtrek kan gaan, en herberg en voedsel kry, want ons is hier in 'n verlate plek, in 'n woestyn. Maar hy sê vir hulle, gee julle vir hulle iets om te eet. Maar hulle antwoord, ons het nie meer as 5 brode en 2 visse nie, tensy ons voedsel gaan koop vir al hierdie mense, en dit sal onmoontlik wees, want want daar was omtrent 5000 manne, en dan was daar nog vrouens en kinders ook, so hier is 'n reuse skare, okay? Ons sê maar ten minste 10.000, nee. Maar Jesus sê vir sy disippels, laat hulle in groepe van 50 sit, en hulle het dit gedoen, almal laat sit. Toe neem hy die 5 brode en die 2 visse, en nadat hy opgekyk het na die hemel, seën Jesus die 5 brode en die 2 visse, en breek dit en gee dit aan die disippels om dit aan die skare voor te sit. Sien nou Jesus, of nou Jesus hier sien, hy seën, en daar waar hy as God seën, daar kom lewe. Hy breek die brood, en hy hou niet aan brood uitdeel. Daar die 5 brode word net nooit op in sy hande nie, die 2 visse word net nooit op in sy hande nie, hy hou aan om uit te deel en uit te deel. Hier is net so wonderlik. Vers 17 sê, en hulle het geëet en is almal versadig, en van
wat vir hulle van die brokstukke oorgebly het, is daar 12 maatjies vol opgetel. En dis 'n klomp goed wat ons uit hierdie wonderwerk kan leer. Maar ek dink wat ons hier moet raak sien oor Jesus is, Jesus gee brood en dis lewe. Jesus gee lewe en dit in oorvloed. Jesus gee lewe en dit in oorvloed. Nou is die vraag, wat wys Jesus hier van die koninkryk? Want hy preek die koninkryk en hy wys die koninkryk. Wat wys hy? Dan as mens na Johannes 6 toe blaai, van vers 25 af tot vers 59, dan preek Jesus oor hierdie wonderwerk wat hy gedoen het, en dan verduidelik hy vir ons eintlik wat presies wys hy met hierdie wonderwerk. En wat Jesus hier wys is dat hy lewe gee en dit in oorvloed en dan ewige lewe. En daardie ewige lewe is lewe in 'n verhouding met God. Dis lewe wat dood nie wegvat nie. Dis lewe van die opstanding uit die dood. Dis die lewe van om 'n erfgenaam te wees van die koninkryk van God. Dis die lewe van om verlos te wees uit die mag van Satan, uit die mag van sonde, uit die mag van dood. Dis om weer terug te wees in 'n verhouding met God, op weg te wees na die volheid van die koninkryk op die nuwe aarde en om dit beslis in te gaan. Dis wat ewige lewe is. En nou wys Jesus met hierdie broodwonderwerk, ek is die een wat gee. Ek gee daardie lewe en dit in oorvloed. En mens sien dit in Johannes 6, as mens die hele hoofstuk eintlik lees, en ons gaan nie met julle in detail daarin gaan, ek wil net so 'n paar plekke uitlig. In vers 26 sê Jesus dat hierdie wonder wat hy gedoen het 'n teken was. Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar ek sê vir julle soek my nie omdat julle die tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het en versadig geword het. En daar sien ons al iets van die verkeerde reaksie weer van die Israeliete op Jesus. Hulle wil maar net versadig word. Hulle lewe onder die Romeine in verdrukking en in armoede, en die Messias wat hulle soek moet vir hulle nou en hier hulle armoedekrisis oplos. Hy moet nou en hier die Romeinse verdrukking vernietig. Hulle verstaan nie dat daar 'n veel groter probleem is nie, en dit is dat hulle ewige lewe mis, dat hulle lewe in die koninkryk van God mis nie, dat Jesus dit vir jou gee. Nie dat Jesus nie gepla is met onderdrukkende tirannie soos die Romeinse ryk nie, en uiteindelik sal hy alle onderdrukkende tirannie verslaan, so lees daarvan in Openbaring. Maar in die heel eerste plek, wat help dit? Jesus verslaan die onderdrukkende tirannie en hy verslaan jou saam met hulle, omdat jy nie in 'n regte verhouding met God is nie. So, Jesus kom ook om ons in 'n regte verhouding met God te bring. Dis daar die lewe wat hy vir ons gee, die ewige lewe. En hy wys met sy broodwonderwerk dat ek die een is wat daardie lewe gee. Soos wat brood tydelike lewe gee, so gee ek met hierdie brood, met myself die ewige lewe. En dis waarop daardie broodwonderwerk gewys het, maar die skare sien dit nie raak. Vers 26 sê Jesus dit. Dit was 'n teken, maar julle wil nie die teken sien nie. Julle is blind vir die teken. Vers 33 sê hy, die brood wat julle nodig het, is ek wat uit die hemel neergedaal. Vers 35 sê dit eksplisiet, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Dan brei Jesus daarop uit hier van vers 48 tot by vers 51. Kom ons lees dit bietjie. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het manna in die woestyn geëet en gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir of in die plek van die lewe van die wêreld sal gee. Nou daar's nou iets belangriks wat Jesus byvoeg. Hy sê ek is die een wat lewe gee. Die brode van die broodwonderwerk wys op my. Okay? Ek gee lewe, maar dan belangrik hierdie laaste sinnetjie van vers 51. En die brood wat
ek sal gee is my vlees. Nou as Jesus hier praat van sy vlees, dan praat hy van ek en my liggaam, en dan praat hy spesifiek van homself aan die kruis. Hy gee homself in die plek van die lewe van die wêreld aan die kruis. Hy kom aan die kruis en hy gaan dra die oordeel wat ons moes dra. En dra hy vir ons, so die lewe wat hy vir ons gee, gee hy vir ons deur die kruis heen, deur die lyding van die kruis heen, gee Jesus waarlike lewe vir ons. Want hy gee vir ons lewe deur die oordeel van dood, van om ons al weg te vat en dit self te dra en vir ons die ewige lewe te gee. Dit is verhouding met God, dit is opstanding uit die dood, dit is die beerwing van die koninkryk van God op die nuwe aarde. Dis wat Jesus vir my doen, dit deur die kruis heen. Tog net nog iets, hoe eet ons Jesus? Hoe eet jy Jesus brood? Wel, in vers 35 staan daar, jy kom na hom toe en jy glo in Jesus. Nou, dit is toch iets wat ons kinders moet vertel. Rarig. Om na Jesus te kom en in Jesus te glo, wat beteken dit wel? Dit beteken, ek gaan na Jesus toe in gebed en ek sê vir hom, Here Jesus, hier is my leë hande vol dood, gee vir my self. Ek het u nodig. Ek het u nodig. Ons moet dit vir ons kinders vertel. Ons moet vir hulle prakties wys. Tog nie net hierdie kennis oordraging doen nie, wys vir jou kinders, luister, dis wat dit beteken om in Jesus te glo. Gaan na hom toe, vra hom. En Jesus sal hom wat na Jesus toe kom, nooit wegwys nie. Johannes 6:37 sê dit, ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerk nie. Wanneer ek en my kinders na Jesus toe gaan, dan sê Jesus, kom, ek gee vir julle lewe. Nou, is die vraag, wat is toe die reaksie op Jesus? Want onthou, dit gaan nie oor die voortgang en die verset in Galilea. Wat is die verset reaksie van die mense? En die mens sien dit nou alreeds daar in Lukas 9 versie 7 tot by vers 9, dat mense blind is en doof is. Jesus preek dat hy die koning van die koninkryk is. Jesus preek, wys dit met sy wonders, maar hy sê, hy is Elia, of hy is Johannes die Doper wat opstaan. Hy is Elia, hy is een profeet. Hier in Johannes 6 sien ons sommer vyandskap. Die mense reageer in Johannes 6 vers 61 en baie van sy disippels, sy groot disipelkring wat agter hom aangekom het altyd, het gesê toe hulle hoor wat Jesus verkondig, dat hy dat die brood wat hy gee sy vlees is, met ander woorde dat hy gaan ly, dat hy gaan kruis toe gaan, toe sê hulle, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Wat Jesus oor homself in sy wonderwerke en prediking wys, pas nie in by Israel se idee oor Jesus nie, oor die Messias nie. En dan verwerp hulle Jesus, hulle soek hier die koning, die Romeine moet verslaan, vir hulle politieke vryheid moet gee, vir hulle hier en nou goeie lewe gee. Jesus sê, nee, wat julle eintlik nodig het, is bevryding uit die koninkryk van sonde, uit die koninkryk van Satan, uit sy slawerny uit. Wat julle nodig het, is om bevry te word uit die oordeel van God. En ek het gekom om dit te doen. Ja, ek gaan elke tirannieke mag verslaan. Dit kom by my wederkoms. Maar nou het julle nodig bevryding uit die mag van sonde onder die oordeel van God. Die ouens is nie opgewonde oor die soort boodskap. Dis nou nie die idee wat in my koppe gehad het nie. En dan loop hulle in hulle massas weg. Aan die einde van hierdie dag bly daar maar net 12 oor. En een van daardie 12 is nog 'n verraaier. Daar was die was by die 10.000 mense na Jesus se preek en na die broodvermeerdering is daar maar net 12 oor. Nou moet ons vra, is Jesus se missie dan 'n mislukking? Is dit 'n mislukking? Nee. Dis die wonder wat ons ook raak sien hier in Johannes 6. Die sukses van Jesus se missie is nie in mense se hande.
Jesus se missie se sukses hang nie af van ons keuse vir Jesus nie. Nee, dit hang af van God wat daardie sukses gee. En ons sien dit in Johannes 6 vers 37. Mense loop weg van Jesus af, maar in vers 37 sê Jesus, almal wat die Vader my gee, sal na my toe kom. So die Vader gryp in. Hy vat mense en hy gee hulle vir Jesus. En daardie mense bekeer en glo in Jesus. Hulle sien uiteindelik wie is Jesus en hulle weet hulle het hierdie Jesus nodig. Okay? Sien dit ook in vers 44, waar Jesus sê, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. En dan trek die Vader mense na hom. In vers 65 sê Jesus, toe die massa so wegloop, sê hy in vers 65, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom as dit nie hom deur my Vader gegee is. Dis die wonder, Jesus se missie is nie 'n mislukking. Jesus se missie hang nie af van mense wat vir hom kies nie. Dit hang af van God, wat van sy missie 'n sukses maak. Hoe maak God 'n sukses? Uit genade alleen bring hy in ons harte geloof. En dit moet ons tog raak sien. Wanneer ons na Jesus toe gaan en sê, Jesus asseblief, gee vir my daardie lewe. U is die brood van die lewe, gee vir my uself. Ek het u nodig. Wanneer ons daardie gebed bid, wanneer ons in werklike opregtheid na Jesus toe gaan, wat het gebeur? Nou, God het my aan Jesus gegee. God het my na Jesus toe getrek. Dis wat hier gebeur. Wat 'n wonder, wat 'n wonder. Maak ons baie nederig nie. En dit maak ons dankbaar. En daarvoor moet ek as pa en my vrou saam met my die ons is pa's en ma's moet ons kinders bid, Here, trek ons kinders, Here, werk geloof in ons kinders, ons moet ons knie wees ook vir ons kinders. Dit is wat ons hierdie week in hierdie week se toerusting doen. Baie sterkte vir die res van julle week.